Vandag se les gaan ons nou weer kyk verder na faktorisering. Ons het nou in ons eerste les gekyk na die uithaal van 'n grootste gemene faktor. En ons het gesê dit is altyd die eerste vraag wat ons vir ons vra, of ons 'n grootste gemene faktor in die vergelyking het as ons begin faktoriseer. Goed, ons tweede lesie het ons gekyk na ons verskil van kwadrate of ons verskil van vierkante. En ons het gekyk hoe herken ons die verskil van vierkante. Ons het gesê dit is twee terme wat geskei word deur 'n minusteken wat die verskil is, en al twee die terme is dan volkome vierkante. En dit gee vir ons die verskil van kwadrate. Na die verskil van kwadrate het ons gekyk na ons kwadratiese drieterm. Ons het geleer hoe om 'n kwadratiese drieterm te erken en dan hoe om die reëls toe te pas om hom te faktoriseer. In ons vierde lesie het ons gekyk na moeiliker kwadratiese drieterme, so dit is alles deel van die kwadratiese drieterm. In ons vierde les het ons gekyk na ons meer ingewikkelde kwadratiese drieterme. Dit was wanneer daar 'n koëffisiënt voor die x kwadraat bygekom het, of die a kwadraat. Ons het geleer hoe om dit te herken en die reëls dan toe te pas van die faktorisering. Nou in vandag se les gaan ons kyk na die groepering. Faktorisering deur middel van groepering. Nou, ons gebruik groepering wanneer daar meer as 3 terme in die uitdrukking is. Met ander woorde, wanneer ons 4 of 5 terme het. Ons groepeer terme saam, sodat ons 'n gemene faktor, verskil van vierkante en of 'n 3 term kan gebruik om die uitdrukking volledig te faktoriseer. As ons nou gaan kyk na voorbeelde, dan kan ons byvoorbeeld kyk na die volgende. As ons kyk na ons eerste voorbeeld, het ons byvoorbeeld 10x tot die mag 5 minus 15x kwadraat minus 4x tot die mag 3 plus 6. Nou wanneer ons saam groepeer, dan groepeer ons gewoonlik hulle so saam wat gemene faktore het, waar ons gemene faktore kan sien. So in die eerste kan ons hierdie tweeetjies saam groepeer, want ons sien hulle het gemene faktor van 5 en 'n x kwadraat. Dan kan ons nou die volgende gaan kyk en ons kan hierdie twee saam groepeer, want hulle het 'n gemene faktor van 2. So as ons hulle nou saam gaan groepeer, kan ons sê ons het 10x tot die mag 5 minus 15x kwadraat. As ons hierdie saam groepeer en ons maak daar 'n hakkie tussen die minus en die 4, dan moet my teken binne in die hakkie ook verander. Dan word dit 4x tot die mag 3 minus 6. Nou kan ek kyk in my eerste hakkie, het ek 'n 5x kwadraat as 'n gemene faktor. As ek nou 5x kwadraat daar gemeen uithaal, bly daar 2x tot die mag 3 minus 3 oor. By my tweede hakkie sien ek, het ek nou net 'n 2 gemeenskaplik en daar bly dan 'n 2x tot die mag 3 minus 3 binne in my tweede hakkie oor. Nou kan ek duidelik sien ek het nou 'n gemene hakkie. So ek kan hierdie gemene hakkie gaan uithaal, dan kry ek 2x tot die mag 3 minus 3 en wat oorbly is 5x kwadraat minus 2. En daar het ek hom nou volledig gefaktoriseer. Gewoonlik as hulle vir julle hierdie somme vra, gee hulle vir julle in 'n volgorde, sodat jy dit maklik saam kan groepeer. As ons nou kyk na die volgende, dieselfde voorbeeldjie,
het ek nou net gesien, jy kan hom wel op 'n ander manier ook groepeer, wat vir jou by dieselfde antwoord gaan uitbring. So as ek nou gekyk het na hierdie faktore, sou ek die 10x tot die mag 5 en die minus 4x tot die mag 3 saam gegroepeer het. So ek het 10x tot die mag 5 minus 4x tot die mag 3. En dan sou ek nou die minus 15x kwadraat en die plus 6 saam gegroepeer het. So ek het minus, en onthou as ek nou 'n hakkie tussen die minus en die 15 sit, beteken dit ek het sy teken verander, dan moet die teken van die volgende een ook verander. Nou kan ek sien, wat kan ek hier gemeenskaplik uithaal? In die eerste hakkie sien ek kan 2x tot die mag 3 gemeenskaplik uithaal. Dan bly daar 'n 5x kwadraat minus 2 binne in die hakkie oor. In die tweede hakkie sien ek kan ek 'n 3 gemeenskaplik uithaal, dan bly daar ook 'n 5x kwadraat minus 2 oor. Nou kan ek weer duidelik sien, ek het 'n gemeene hakkie van 5x kwadraat minus 2 en wat oorbly as ek hom uithaal is 2x tot die mag 3 minus 3. En julle kan sien ons kry dus presies dieselfde antwoord. Kom ons kyk na ons volgende voorbeeld. Ons volgende voorbeeld sê vir ons 6bx minus 15cx plus 10ci minus 4by. Goed, so as ons kyk na hierdie enetjie, kan ek nou sien, dit lyk vir my, hulle is ook so saamgegroepeer, dat ons eerste 2 kan saamgroepeer, so ons kan hulle 2 saam in 'n hakkie sit, en ons kan hulle 2 saam in 'n hakkie sit. So as ek hulle gaan skryf, dan het ek 6bx minus 15cx saam in 'n hakkie. Hierdie is 'n plus, so die teken bly dieselfde, 4by. So in my tweede hakkie het ek 10ci minus 4by. Nou kan ek gaan kyk, in my eerste hakkie kan ek 3x gemeenskaplik uithaal. As ek 3x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 2b minus 5c oor. In my tweede hakkie kan ek 'n 2y gemeenskaplik uithaal. Dan bly daar in daai hakkie 'n 5c minus 2b oor. Nou wat ek nou hier moet sien, is dat hierdie hakkie lyk baie soos hierdie hakkie, maar hy is nie dieselfde nie, so om hom dieselfde te kry, gaan ek die teken voor die laaste hakkie verander na 'n minus toe, dan kan ek die 2 terme binne in die hakkie omruil. Dit moet julle al onthou van graad 9 se faktorisering van die verandering van die tekenreël. Goed, nou kan ons sien hierdie is 'n gemeene hakkie, en as ek hom as 'n gemeene hakkie uithaal, dan bly daar oor 3x minus 2y. Wat ek ook nou kan sien, dat hy kan bietjie anders gegroepeer word ook. As ons het 6bx minus 15cx en ons het plus 10ci minus 4by. So as ek nou na hierdie vergelyking gaan kyk, kan ek sien ek kan die 6bx en die minus 4by ook saamgroepeer, want hulle het ook 'n gemeene faktor. So ek het 6bx minus 4by. Verder sien ek nou, ek kan die minus 15cx en die plus 10ci saamgroepeer. Onthou nou, as ek 'n hakkie tussen die minus en die 15 sit, dan verander my teken in die hakkie wat volg, so daai moet word minus 10ci. Nou het ek my 2 hakkies. In my eerste term kan ek sien, het ek 'n 2b wat ek gemeenskaplik kan uithaal.
dan bly daar 'n 3x minus 'n 2y oor. In my tweede hakkie sien ek kan ek 'n 5c gemeenskaplik uithaal. As ek die 5c uithaal, dan bly daar 'n 3x minus 2y gemeenskaplik oor. Nou kan ek weer sien, ek het 'n gemeene hakkie van 3x minus 2y. As ek hom gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 2b minus 5c. En ek het presies dieselfde antwoord. As ons kyk na ons derde voorbeeld, dan kan ons sien ons het x² minus 2x minus y² minus 2y. As ons kyk na hierdie hakkie, dan lyk dit met die eerste oogopslag of ek hierdie twee saam kan groepeer en die volgende twee saam kan groepeer. Maar as ons nou hierdie sommetjie so gaan groepeer, dan gaan ons sien ons het x² minus 2x minus y² minus 2y. Nou, al wat ek nou kan doen is om 'n x gemeenskaplik uithaal, dan bly hier 'n x minus 2 oor, en hier kan ek 'n y gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n y minus 2 oor. My probleem wat ek net nou het, is ek het nou geen verdere gemeene faktor wat ek kan uithaal nie. So ek kan niks verder doen nie, en dan is hierdie uitdrukking nou nie volledig gefaktoriseer nie, want onthou, as hulle vir ons vra om volledig te faktoriseer, dan beteken dit ons moet hom skryf as 'n algehele produk van sy faktore. So ons moet gaan kyk na 'n ander moontlike groepering as ons na hierdie sommetjie kyk. As ek nou kyk na 'n ander moontlike groepering, dan kan ek raak sien dat ek hier 'n x² en 'n minus y² het. As ek hulle twee saam kan groepeer, dan sien ek dit gee vir my verskil van vierkante. Wat ek wel dan ook kan sien is dat die minus 2x en die minus 2y het ook 'n gemeene faktor, so hy word minus 2x plus 2y, want onthou die oomblik as ek die hakie tussen die minus en die 2 insit, dan verander die tekens wat volg. Nou kan ek duidelik sien, ek het in my eerste hakkie, as ek kyk, twee terme wat geskei word deur 'n minus en al twee is volkome vierkante. So ek kan dit faktoriseer deur my verskil van vierkante reël toe te pas. Ek weet my een hakkie moet 'n plus wees, my ander hakkie moet 'n minus wees. Eerste term is 'n xie, tweede term is 'n y. Nou kan ek gaan kyk na my tweede hakkie en ek kan sien ek kan 'n 2 daar gemeenskaplik uithaal. Dan bly daar 'n x plus 'n y oor, as ek my 2 gemeenskaplik uitgehaal het. Nou wat sien jy nou? As jy nou kyk, kan jy sien jy het 'n gemeene hakkie. So ons kan daai gemeene hakkie uithaal, x plus y, dan bly daar oor x minus y minus 2. As ek my gemeene hakkie uitgehaal het. As ek hom nou net mooi skryf, wiskundig mooi regskryf, kan ek my binnehakkies uithaal. So my oplossing word x plus y in hakkies en dan in die tweede hakkie x minus y minus 2. Dit is baie belangrik om seker te maak dat jy dit so saamgroepeer dat jy so ver as moontlik kan faktoriseer. As ons het a² minus ab plus 2a plus b minus 3. Die eerste instink wat ons wil hê is om die eerste 3 saam te gaan groepeer, maar as ek nou mooi kyk, kan ek duidelik sien, hierdie enetjie gaan nie saam met daai werk nie. Jy kan 'n gemeene faktor daar uithaal,
maar dit gaan jou niks help om volledig te faktoriseer nie. Hierdie ene kan ek nie saam met die eerste 3 gaan groepeer nie, want ek het nie 'n b² nie, sy b² kort. Goed, so die plan wat ek moet maak is om nou te kyk of ek dan nou net 'n gewone kwadratiese 3-term kan hê. So, as ek kyk na my gewone kwadratiese 3-term, dan sien ek die a² plus die 2a en die minus 3 gee vir my 'n kwadratiese 3-term. En dan die 2 wat oorbly het wel 'n gemeene faktor. So ek gaan hulle saamgroepeer a² plus 2a minus 3, gaan ek in 'n hakkie sit, en dan minus ab, onthou as ek 'n hakkie tussen die minus en die ab insit, moet die volgende teken verander. Nou kan ek sien, ek het 'n kwadratiese 3-term hakkie. Hoe werk ons reëls nou? Ons het 2 hakkies. Omdat hierdie teken 'n minus is, beteken 1 hakkie plus, 1 hakkie minus. Die faktore van 3, wat se verskil vir my 2 gee, is 3 minus 1 gee vir my 2. So dis plus 3 minus 1. In my tweede hakkie kan ek sien, kan ek 'n b gemeenskaplik uithaal. As ek my b gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n a minus 1 oor. Nou kan ek weer sien, ek het duidelik 'n gemeene hakkie. So ek kan hierdie nou volledig gaan skryf as 'n produk van sy faktore. As ek nou die gemeene hakkie uithaal, dan bly daar in die eerste term 'n a plus 3 oor, en in die tweede term 'n minus b. As ek hom nou net skryf sonder die groot hakkies, dan is dit a plus 3 minus b. En dit is dan my finale antwoord. Ons kyk na nog 'n voorbeeld, c² minus b² minus 2ab minus 2ac. Goed, so hierdie lyk vir my redelik duidelik, dat ons nou net die eerste 2 saam kan groepeer, want dis 2 terme wat geskei word deur 'n minus, en albei is volkome kwadrate, so ek kan hom faktoriseer. Hierdie 2 het 'n gemeene faktor van minus 2a, so ek kan hulle saamgroepeer c² minus b², minus, ek sit die hakkie tussen hulle in, so die tekens wat volg verander. Goed, my eerste hakkie kan ek nou sien, het ek verskil van vierkante. My reël is, ek het 2 hakkies, 1 hakkie plus, 1 hakkie minus. c² se vierkantswortel in die eerste posisie, b² se vierkantswortel in die tweede posisie. Uit my tweede hakkie kan ek 'n 2a gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor b plus c. Is julle reg daarmee? Goed, so as ek nou kyk, my c plus b is dieselfde as my b plus c. So ek kan, as ons wil, nou maar net hom sommer so omskryf, dat jy kan sien jy het 'n gemeene hakkie wat presies dieselfde is. So as ons hierdie gemeene hakkie nou uithaal, dan kry ons b plus c, haal ons gemeenskaplik uit, dan bly daar oor c minus b minus 2a, as ek hom uitgehaal het. As ek dit nou skryf net mooi sonder die blokhakkies, dan skryf ek hom as c minus b minus 2a. En in my laaste hakkie het ek nou geen gelyksoortige terme nie, so ek kan hom nie verder vereenvoudig nie. Ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ons het p² minus
4m² plus 4m minus 1. Nou goed, as ek na hom gaan kyk, kan ek nou baie duidelik sien dat hierdie p² staan op sy eie. Hy het geen iets gemeen met die ander nie, en hierdie lyk vir my na 'n kwadratiese 3-term, want ek kan sien daai is 'n kwadraat en daai is 'n 3 terme wat geskei word deur 'n minus. So ek kan hulle so saam groepeer. Ek gaan die minus uithaal en 'n hakkie tussen die minus en die 4m² insit, dan verander die opvolgende tekens. So ek het dan 4m² minus 4m plus 1 in my hakkie. As ek hom gaan faktoriseer, gaan ek my kwadratiese 3-term reël toepas, en ek gaan sien ek het my 2 hakkies. Daai minus beteken my tekens in die hakkies is dieselfde. Wat gaan my tekens wees? Dit gaan 'n minus en 'n minus wees. Ons moet gaan kyk na die faktore van 4 en 1, wat se som vir my by 4 gaan uitbring, so as ons oor kruis vermenigvuldig. So 4 se faktore is 2 en 2. 1 se faktore is 1 en 1. As ons nou oor kruis vermenigvuldig, kan ons sien 2 maal 1 is 2, 2 maal 1 is 2, en 2 plus 2 is 4. Met ander woorde, ek gaan hulle in my hakkie skryf, my 2m min 1, en my ander hakkie het ook 'n 2m min 1. Nou kan ek duidelik sien, ek het p² minus 2m minus 1 se kwadraat. As julle nou mooi na dit kyk, kan julle weer julle verskil van vierkante erken, né? Want ons het nou ons 2 terme wat geskei word deur 'n minus, en al 2 is volkome vierkante, so ek gaan my reël toepas. Ek gaan nou net 2 groot hakkies sit. My reël is 1 hakkie plus 1 hakkie minus. p² se vierkantswortel is p. 2m minus 1 in hakkie se kwadraat se vierkantswortel is 2m minus 1. As ek my blokhakkies wegvat, het ek p plus 2m minus 1 maal met p. Onthou nou, as ek hierdie hakkie wegvat, dan gaan dit word, hier's 'n spook 1, dan word dit p minus 2m, en dan die spook minus maal 'n minus word plus 1 maal 1 is 1. En hierdie is dan die volledige gefaktoriseerde antwoord van ons probleem. Goed, dit was nou 'n klompie voorbeelde wat ek vir jou gegee het oor groepering. Jy kan nou hierdie les inoefen deur jou huiswerk te doen. Probeer soveel as moontlik van al die somme doen, want onthou, practice makes perfect. Geniet dit.